amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood, wholeheartedly, my soul undeserving. And God, you are so good. Oh God, you are so good. Oh God, you are so good. You are so good to me. Behold the cross, age you wait, and hour by hour, the dead are raised, this sin is saved, the work of your power. We sing God, oh God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. God is so. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am blessed, I am whole, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am whole, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. And share this life, bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. Sing God, oh God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Lost my God, yes sir. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. 'Cause you're so good to me. 'Cause you're so good to me. Goeiemôre kerk van die Here. Baie welkom. So lekker om almal weer hier te hê en almal weer saam met ons hier in die huis van die Here te wees. Nou, ek wil vanoggend vir julle getuienis bring. Baie mense het met ons kom praat na verlede week se diens. Die wat dit gemis het dit uitgeloos. Die wat hier was, dit was 'n wonderlike ervaring. Baie mense het teruggekom en vir ons getuienis gegee om te sê hoe het daardie diens hulle aangeraak en hoe het dinge in hulle lewe verander na die tyd.
Nou, ek wil ook 'n persoonlike getuienis lewer. Gisterand, ons het baie lekker storms gehad en reën in Pretoria. Nou, ek bly in die ooste, ons het baie wind gehad, geen reën. Ek sit nog so lekker daar voor my teef en die volgende oomblik sien ek net van my plante trek so deur die lug. Ek wonder, sjoe, is hierdie wind so erg? Dit kan mos nie wees nie. Ek sluit my deur oop, ek gaan uit, ek tel my plante weer terug op. Ek sien maar, hier skielik 'n boom hier op my paadjie waar ek moet loop, waar daar nooit 'n boom was nie. En ek loop so om en ek kyk en ek sien maar, hier het 'n hele tak afgebreek. So vir die volgende week gaan ek lekker hande arbeid kry. Ek het juist vir die Here gevra, ek wil weer fiks word. En die Here het voorsien, hy het vir my 'n boom gegee wat ek kan opkap en kan afsaag in die week. Nou, verlede week het die kerkdiens vir ons baie goed geleer. Dit het gegaan oor bevryding. Ons het so baie goed in ons lewe wat in ons onderbewusheid gaan lê. Ons is nie eens bewus daarvan nie. Hierdie goed lê en knaag en pla ons en hou ons terug. En dit keer dat ons nie kan groei in die Here nie. En dan het jy net 'n diens nodig soos laasweek en 'n diens soos vandag. Vandag gaan julle lewe weer verander. Vandag gaan die Here weer kom en hy gaan met mense praat en hy gaan mense aanraak. En hy gaan jou met ander oë laat kyk na die Here. Jy gaan 'n ander mensie uitstap. Kom ons staan en bid ons. Maar Vader, dankie vir die geleentheid dat ons weer hier in die teenwoordigheid kan kom. My gebed is Heilige Gees, kom. Kom waai soos 'n wind deur hierdie plek. Waai deur elke persoon se hart, deur elke persoon se lewe. Raak elke persoon aan. Verander hulle denke, verander hulle wyse van dinge doen. Verander hulle oë. Help hulle om met ander oë na dinge om hulle en in hulle lewens te kyk. Verander hulle ore, Here. Maak hulle ore oop. Help hulle om u stem te kan uitken en u stem te kan begin hoor in hulle lewens. Raak elkeen kragtadig aan, Here. Dankie vir al die seëninge. Dankie dat u ons behoede bewaar en beskerm het, dat ons almal veilig hier kan kom. Ek sê vir u dankie in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Amen. Julle kan maar sit. Ek wil net gou 'n paar afkondigings doen. Hier op die linkerkant. God answers prayers. Asseblief as jy enige gebedsversoeke het, daar is papiertjies, skryf dit neer. En moenie bekommerd wees nie. Ons het 'n bidgroepie wat dit baie diskreet hanteer. Ek weet mense het al vir my gesê, maar ek kan nie persoonlike goed daarop sit nie. Nou weet almal wat in my lewe aangaan. Jy hoef nie jou naam by te sit nie. Die Here weet wie jy is. Dan na die diens gaan ons koffie daar agter hê. Daar is ook groentepakkies. Asseblief, as jy 'n behoefte het om van die groente te vat, moenie skaam wees nie, wees vry. Ek gaan nou oorgee aan Gustaf. Gustaf, baie dankie. Amen. Kom ons sal staan op en dan gaan ons lekker saam sing. Die eerste liedjie wat ons vanoggend gaan sing is I Saw the Light. Amen. And I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. I was so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. I've wandered so aimlessly, I failed with sin. I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. And I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. I was so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. And just like a blind man, I wandered alone. Worries and fears, I came for my own. Then like a blind man, God came back beside. Praise the Lord, I saw the light. And I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. And I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy.
happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Let's go, I saw. And I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Praise the Lord, I saw the light. Just praise the Lord, I saw the light. Some that morning when this life is over, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away, and I'll fly, and I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. When the shadows of his love is gone, I'll fly away. Like a bird from prison bells is blown, I'll fly away. And I'll fly, and I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away, and I'll fly, and I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away, and I'll fly. And I'll fly away, oh glory, I'll fly away. And when I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Lost them all, and I'll fly away, oh glory, I'll fly away. And when I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. I'll fly away, yes, I will fly away. First of your home, in huis zal je dus van je hart. Verlustig jou een home, verlustig jou een home. In huis zal je dus van je hart. Verlustig jou een home. Staan vast in die naam van die Heer. Staan vast in die kracht wat hij je geeft. Want geen wapen waar die vijand tegen smeert zal slag als die vaststaan in die naam van die Heer. Oefenaars, ons zal vaststaan in zijn woord. Oefenaars, hier zijn kostbare bloed. Oefenaars, ons zal altijd triomferen. Heer Jezus Christus, ons hier verlustig. Ja, verlustig jou een home, en hij zal je geven. Die begeerders van jou hart, verlustig jou een home. Staan vast, in die naam van die Heer. Staan vast, in die kracht wat hij jou geeft. Geen wapen waar die vijand in smeert
sal slag as die was in die naam van die Here oorwinnaars. Ons sal vasstaan op sy woord, oorwinnaars. Hier sy kostbare bloed, oorwinnaars. Ons sal altyd triomfeer, deur Jesus Christus ons Heer. Ja, deur Jesus Christus ons Heer. Ja, deur Jesus Christus ons Heer. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. And everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. We sing the Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save, He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, from my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow, and everything I believe in. Now I surrender all. So we sing Savior. And Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save, He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So shine the light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine the light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, Jesus, shine the light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. And the Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save, He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, we sing Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save, He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. You unravel me with a melody. You
surround me with the song of deliverance from my enemies. So all my fears are gone. Oh no. And I'm no longer enslaved to fear. I am a child of God. I know I'm no longer enslaved to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. His love has called my name, and I've been born again to your family. Your blood flows through my veins, and I'm no longer enslaved to fear. I am a child of God. I'm no longer enslaved to fear. I am a child of God. And I'm no longer enslaved to fear. I am a child of God. And you split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea. Oh, you split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. Yes, I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh no, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. The lost of all, amen. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
God knocks on your door, He says, look at me, and open. En wanneer ons daai deur oopmaak, when we open the door, God steps in and our problem steps out. God steps in and the devil flees. En ons sê, dankie Here, dankie Here. Ons gee hierdie diens oor aan hom. Ons maak ons harte oop, Here, en ons vra die Heilige Gees om ons harte voor te berei vir hierdie woord vanoggend, Here. Ons dank en ons prys, Here. We are free. We are no longer a slave to fear. We are no longer a slave to sin. We are no longer a slave. We are free. We are free. We are free in the name of Jesus Christ. Amen en amen. Julle kan julle sit plek neem. Ja, ek vergeet ons is buite. So hierdie goed werk nie so lekker buite nie. So ek gaan kyk of hy werk. Ek sien hiervan kan lees. Ja. Ja, ons kan lees. Dankie Here. So Here het ons so 'n wolkie gestuur. So ons sê dankie vir daai wolkie want ons is 'n lekker warm dag. Ek weet die Here is besig om sy weer nou te beplan so om Sondag. Ons kan nie Sondag verleen nie, ons het nog nie 'n dag nie. Sorry Here, ek is tyd. Ons moet nie getal reg gehad vir ons staan nou. Nogal fokus op hierdie skerm om iets te kan sien. Alraai, daar is ons nou eintlik op die regte plek. Dit is eintlik net makliker om aan die woord uit te lees, maar ek wil graag probeer as ons nou by die gedeelte uitkom ek. Ja. En almal wag nou in opwagting vir ons om te begin. Sê gou van eers voor ons begin. Last week wie die Here regtig aangeraak. Last week who got touched by God, who got set free. Steek bietjie hande op, daar sê. Kom ons gee eers vir die Here net 'n hartlike hande klap en ons sê God dankie Here. Aba Vader, dankie Here. Dankie Here. Jy weet dis eintlik alwaaroor dit gaan. Kyk gou om julle. sien julle 'n gebou? Nee. Jy sien 'n gebou gaan ons nie mooier maak of beter maak of vir ons die Here Jesus Christus ons hart bring nie. Dit is niks. Dit is die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus self wat ons gaan vrymaak en wat die verandering gaan maak tussen ons. En elkeen van ons is 'n ligdraer vir hierdie wêreld. En Abba Vader kom en hy maak ons vry. En dit maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Baie van julle het baie ver gery om uit te kom en die Here sien dit raak en jy moet by die regte plek wees op die regte tyd, want God het met jou 'n afspraak. And today God's got an appointment with each and every one of you. Ek gaan so 'n bietjie Engels ingooi. Ek hoop julle gee om, jy mos nou Engelse dame hier so voor so. We wanna interpreters daar agter, soos te ver. Jy moet 1.5 meter manage eintlik. So, ek gaan so 'n bietjie Engels gooi. Ek hoop nie dit verwar julle of julle almal verstaan Engels ons is dan tweetalig. Sy besef het nie, sy skerp sê die ja, die hemel praat ons net Afrikaans, so as jy nie Afrikaans gaan praat nie, dan die moeilikheid. So, jy moet dit maar leer. En jy weet, dit is ook om hulle Afrikaanse taal se probeer uitwis, jy weet. En dan verwarring aan die hemel gaan verstaan, want daar kom verstaan niemand Afrikaans nie. Ja, dit is nou grappie. Jy weet, ek wil vir die van julle wat nou ons op Facebook volg, ek het nou die Saterdag oordenking, het ek so 'n bietjie gepraat oor hoe ons die Here nou vir 'n spaar wil gebruik en jy weet 'n quick fix en daarna het ons die uitreiking gaan doen en daar het ek nou weer 'n bietjie daaroor uitgebrei en ek gaan vandag nou verder daaroor uitbrei. So baie van die goed wat ek Saterdag en ewen self Vrydag met die geselsprogram oor gepraat het, gaan ons vandag weer oor gepraat. Maar die myn tema vandag is dat ons die bietjie die juke oor ons gebreek, dat ons juke vat en dit vir die Here gee. So today's main purpose is that we take the yoke that is on us and give it to the Lord and we take his yoke. Nou vir die van julle wat weet almal van julle wat 'n juk is? Ja. Die meeste van julle weet. Wie weet nie, steek op. Wees nou maar eerlik, ek het nie geweet nie.
Alsy. 'n juk is daai ding wat op die osse gesit word wanneer hy moet ploeg. Dan word daar 2 osse ingespan en dan kan jy nou met hom gaan ploeg. Dis 'n yoke. So 'n yoke is that thing that they put on the oxen and they use to plow. So why do God talk about the yoke? Why does he talk about that? He says, because every one of us basically has a yoke on our back. And we carry that through life. We plow through life. But that yoke can get pretty heavy. Because it's all the burdens of life. You sit on your yoke. En ek het gister vir die mense gesê, hulle het my nie geglo nie, ek sê vir hulle, weet jy, voel jy nie daai tensheid in 'n ou se skouer nie? Jy weet die sielkundiges of die mediese sê vir jou dis stres. Party mense, ek het gevoel ek het muscles hier, dis al styf het gestaan toe ek in die wêreld was. Dit voel soos ek 'n bultene, maar jy voel dit. Dit is swaar. En jou nek is seer. Ek het op my nek so gerol. Net om 'n bietjie dit te relief, hè? En dan sê die dokter kom en sê nee man, is stres. Want alles is mos maar stres. Kyk, as die dokter nie weet wat aangaan nie, dan sê hy dis stres. Dis hoe dit werk. Want stres verduidelik mos nou alles. Jy is siek, dit is stres. Maar dis nie stres nie. Dis daai juk wat jy dra en hy's swaar. En hy raak al hoe swaarder. En ek gaan nou vir die teksvers vir julle lees. Ek wil eers vir julle verduidelik waaroor gaan laasweek en waar gaan hierdie week, sodat julle net bietjie beter bevryding verstaan en net besef dat die Here Jesus Christus het eintlik nie net gesterwe sodat ek en jy ons sondes kan vergewe en dat ons nou die ewige lewe kan ontvang. Hy het hiernatoe gekom sodat ek en jy kan vry wees. Jy weet, hy 2000 jaar, meer as 2000 jaar terug, het hy sy lewe op die kruis neergelê. Nie sodat ek en jy nou kan partytjie hou vandag nie, maar sodat ek en jy 'n lewe kan hê en 'n lewe van oorvloed, soos wat in Johannes 10:10 vir ons sê, jy weet. Maar niemand ervaar daai lewe van oorvloed nie, want ons het gedurig deur bekleierery met onsself en ons denke is vol allerlei wêreldse goed en ons sukkel om regtig werklik by die Here uit te kom. En niemand verstaan eintlik nie, maar Jesus het eintlik klaar die bose verslaan. Die duiwel is klaar oorwin. Hy het geen permissie meer oor ons nie. Hy het geen reg meer oor ons nie. Die oomblik wat jy jou hart vir die Here Jesus Christus gee, behoort jy aan die Here. Hoe kry jy dit reg? Hoe kry jy dit reg om ons nog steeds so swaar te laat trek? Hoe kry jy dit reg om ons nog steeds so hard te laat ploeg? Jy weet, in die geheimenis lê, en dit begin al in Genesis, terwyl die Israeliete deur die woestyn getrek het, en hulle kom voor hulle beloofde land, en daar's ons al hele verhaal, ek gaan nou nie alles vir julle noem nie, maar op die einde van die dag moet hulle ingaan, en hulle moet die stad Jericho gaan inneem. Nou, die stad Jericho was 'n kolossale stad met dubbelmure gewees, maar hoor wat sê die woord vir ons, die stad Jericho was 'n vesting gewees. Dit was 'n gebou, dit was 'n vesting. En al wat die doel van hierdie stad was om die omliggende grondgebied te beskerm. So die Israeliete kon nie oor die Jordaanrivier trek of deur die Jordaanrivier trek en dan vir hulle sommer net 'n stukkie grond gaan annekseer 10-20 km verder en dan sommer daar begin met 'n boerdery of wat ook al hulle mee besig was nie. Hulle kon dit nie doen nie, want die vesting het krygsmanne gehad. So die oomblik wat iemand 'n bedreiging het op hierdie land, dan stuur hulle die krygsmanne van die vesting af en dan gaan maak hulle oorlog en dan gaan al die ouens daar van hulle lande af. Met ander woorde, die vesting, die Jericho het in hulle pad gestaan. En hulle moes eers Jericho laat val voordat hulle die grondgebied kon inkry. So die beloofde land was nie Jericho gewees nie. Die beloofde land was dit gewees wat Jericho opgepas het, die grondgebied. En hulle word gestuur om hierdie vesting af te breek in geloof. Dit word in geloof afgebreek. Nie een van hulle kon dit doen nie. Toe Josua reg is om te gaan, toe kom hy voor die engel van die leerskare en die Here gee hom die opdrag, die engel gee hom die opdrag om 7 keer om daai plek te loop op die laaste dag, 1 keer elke dag. Nou, ek wil weer uitvind hoe groot is Jericho. Jericho was 'n groot stad geweest. Dis dubbelmure. Ons kan vir onsself indink, hoe baie tyd vat dit vir jou om oor 'n plek soos Loftesversveld te loop? Koos, as jy nou om Loftes moes loop, hoe lank dink jy gaan dit jou vat? 'n halfuur. Nou Jericho was omtrent bietjie groter as Loftesversveld geweest. Dis 'n massiewe kolossale blok met dubbelmure. Meer as 1 miljoen Israeliete moet elke dag daar omloop. Hoe lank gaan dit 1 miljoen Israeliete vat om Jericho te loop? 'n halfuur? Nee.
uur, 2, 3, 4 ure. So ons kan nou bespiegel, maar dit is definitief nie in 'n halfuur dat almal daar omgeloop het nie. Dis God se onmoontlik. So ons kyk na 'n uur, 2 ure, dalk ewen langer. Ek was by Oom Angus gewees, daar was 'n miljoen mense gewees en toe 'n miljoen mense dan gelyktydig begin loop. Dit was nag. Almal spat in verskillende rigtings. Die stofwolke is op. Dit is 'n storie om te beleef. En so wat doen die Here met hulle in die woestyn? Ja, hy leer hulle geloof. Maar ek kan vir julle een ding vertel, hy leer hulle om te loop. En baie vinnig op. Want op die 7de dag moes hulle 7 keer om daai stad loop. Maar hulle was al so getrein geweest om deur daai woestyn te loop. Hulle was op toer deur die woestyn vir 40 jaar. Hulle was ingeloop geweest. Hulle het nie 'n probleem gehad om loop was een van die dinge wat die Israeliete die beste kon doen. Want hulle het dit vir 40 jaar lank geleer. En die stad val deur hulle geloof en deur die krag van die Here op die 7de dag toe die syne blasyne. Kyk wat doen die Here, hy stuur die priesters eerste en dan die krygsmanne eerste en die trompette. Hulle was heel voor. So die Here loop heel voor. Hy moet heel voor in jou lewe wees. Jy moet hom heel voor in jou lewe plaas as jy 'n oorwinning wil hê. As jy in jou Jerigo mure wil laat val, as jy jou beloofde land wil dit invat. So die stad is 'n vesting. Jesus Christus word gekruisig, hy sterf vir ons en hy bring vir ons die oorwinning oor die bose, oor die duiwel. En Paulus kom dan later in Korintiërs en hy sê vir ons, hy's eintlik in die vers hier sê hy vir ons stryd is nie meer teen vlees en bloed nie, maar teen gees, teen die owerste van hierdie wêreld, teen die duiwel. En dan kom hy in Korintiërs en hy sê vir ons, luister, die Here gee vir ons wapens om vestings mee af te werp. So die Here gee vir ons wapens. 2 Korintiërs 10 vers 3. Die Here gee vir ons wapens om vestings mee af te werp. Sy naam is kragtig genoeg om hierdie vestings af te werp. So hoe werk dit? Die vestings is goed wat in jou gedagtes aan die gang is. Dis geboue. En dit verhinder die teenwoordigheid van God om daarin te kom, om daai grondgebied in jou denke te kan in beset neem. Die vesting moet eers val. En die vesting is 'n permissiestruktuur wat die duiwel en die bose oor jou gekry het toe jy buite die woord van God beweeg het. So terwyl ek en jy in die wêreld wandel, oral waar ons buite die woord van God beweeg, kry die duiwel permissie by ons. En dan word 'n vesting in ons denke opgerig. En dan die dag wanneer jy eendag gered word deur Jesus Christus, sit jy met hierdie klomp geboue binne in jou denke wat jou verhinder om die volle glorie van die Here te kan ontvang. Jy sukkel. Dis irritasie, geweld, mense wat geweldig aggressief is. Daai aggressie het 'n beginpunt gewees. Jy was ergens het jy iemand gesien wat baklei of jy het jou pa gesien baklei en dit het jy daarvan gehou nie of jy het daarvan gehou, maar die duiwel het dit ook gesien en hy sit 'n vesting in jou gedagtes en raai wat. Ewe skielik is daar sekere ding met jou gebeur, dan as hierdie gebou oop, dan sien jy net rooi voor jou oorlog en jy vernietig alles, breek kaste, breek die huis af en as jy daar klaar is, dan het jy geen idee wat eintlik gebeur het nie, dit is asof jy amnesia het. Nou in die huwelik ervaar ons dit nogal baie. Ons beklei met mekaar en na die tyd het ons geen idee wat ons eintlik vir mekaar gesê het of hoekom jy beklei het nie. Daai amnesia tree onmiddellik in, want dit is alles deel van hierdie vestingstruktuur. Nou ek gaan nie te veel daaroor praat nie, want dit is baie ingewikkeld. Al wat ek wil sê is, ek wil julle net verstaan, dat alles gaan oor 'n vesting. 'n Gebou van waarop Satan jou denke aanval. Hy kan nie enigstens in jou denke inkom nie, want jy behoort aan God. Jy is verseël deur die Heilige Gees. Die oomblik toe jy God aanvaar het, die Jesus gesê het, hy is die seun, erken dit as die seun van God, het die Heilige Gees gekom en jou verseël, jy behoort aan die Here. En jy raak die lig van die wêreld. So hoe in die lewe kan jy jou nog steeds onderkry? Hoe kan jy jou reg kry om lelik op te tree teenoor 'n ander medebroer? Hoe kan jy dit reg kry dat jy baklei terwyl jy die Here dien? Dis waar al daai praatjies vandaan kom van ons sit voor in die kerk en ons dra ons ry, dan vloek en skree ons op almal op die pad of ons, want daai vesting, daai gebou is permissie wat die bose by jou gevat het terwyl jy in die wêreld was, en dis waarvan ons bevryding nodig het. Ons het nodig om vry te kom van hierdie laste wat ons saam met ons dra, wat van ons vieslike mense maak, wat van ons mense maak wat
ander na kyk en sê, ek wil nie so Christen wees nie, ek wil nie so kind van God wees nie. En al wat jou gaan vrymaak, al wat jou gaan loskry, is die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus. Daar's niks wat jou kan regkry, niks wat jou gaan vrymaak nie, behalwe Jesus Christus homself. Die woord sê dit vir ons in Johannes 8 vers 36, wanneer die Seun jou vrymaak, sal jy werklik vry wees. Amen. Die Seun maak ons nog steeds vry. Maar hoe? Dis 'n verlore kennis. Hosea 4:6 vir ons, jy's vir ons gaan verloor, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Want niemand is bereid om meer die kennis te deel nie. Ons wil almal net kerk hou, want jy sien, ons het gegaan en omdat ons bang was vir die onbekende, het ons gegaan en ons het Christendom in 'n pakkie gaan sit en het gaan begin verkoop aan die mense. Daai pakkie is, jy kom Sondag kerk toe 6:00 of sorry, dis nou 'n bietjie vroeg. Jy kom kerk toe Sondag 8:00 of 9:00 of 10:00, jy het kerkdiens vir 'n uur, daar gaan 4 liedjies gesing word, jy gaan offergawes bring, jy gaan 'n bietjie van die woord hoor, en dan gaan jy huis toe, of jy gaan koffie na die tyd drink, en dan is jy op jou eie vir die res van die week. Dis die pakkie wat aan ons verkoop word, want die mense is te bang vir die onbekende. Jy sien, Israel was ook bang vir die onbekende. Toe hulle voor die muur van Jericho gekom het, kon hulle nie die muur invat nie, want dit was die onbekende gewees. En hulle het nie geloof gehad nie. The unknown. En ons weet so min van die Here af vandag, dat die Here is nog steeds vir ons 'n baie onbekende. Ons kom die hele tyd in ons lewe voor 'n doodloopstraat, en al wat die Here sê is, vertrou op my. Rarig, Here? Hoe doen ek dit? Hoe gaan jy dit doen, as jy nie weet wie Here Jesus Christus werklik is nie? As jy nie hom werklik ken nie, gaan jy hom nie kan vertrou nie. So dis vir jou 'n onbekende. Wat doen jy? Jy draai om en jy gaan terug na dit wat jy weet. Jy stap terug na jou probleme toe. Jy stap terug na jou ou lewe toe. Ons sien dit in die huwelike. Mense skei en dan gaan hulle weer terug na die ou huwelik toe. 'n Vrou word geslaan uit mekaar uit, sy skei die man en dan 10 jaar later gaan sy weer terug na die ou toe, net om weer uit mekaar uitgeslaan te word. Hoekom? Want dit gaan oor die onbekende. Ons is nie bereid om vorentoe te beweeg saam met die Here, saam met hom te wandel in die onbekende in nie. Ons wil omgaan en teruggaan na die bekende toe. En hier kom die kerk en hulle doen dieselfde. Hulle wil hê dat jy die kerk moenie vir jou 'n onbekende plek wees nie. Hulle wil hê die kerk moet vir jou 'n bekende plek wees waar jy tuis kan voel. En dis nie verkeerd om tuis te voel in die huis van die Here nie. Maar in die proses sluit ons eintlik die Here toe vir baie mense. Ons ontvang nie die vryheid wat ons moet ontvang wanneer ons kerk toe kom nie. Want ons het 'n pakkie wat aan ons afgelewer word. Nou ons noem dit die godsdienstige struktuur. Ons is in 'n generasie waar die Here sê, ek kom nou hierdie strukture afbreek. Dis tyd vir my mense om weer vry te kom. En hy roep mense na vore. Hy sê vir jou, luister, al wat jy nodig het om vry te kom, is jy moet anders wees. Jy moet net anders wees. All you need to do to get free is be different. If you're going to go with the masses, you're going to end where the masses are. But if you're going to say, listen, I'm different. I'm going to stop right here. I am going to be different. Then God can use you. Toe Gideon moet gaan oorlog voer, ek dink 30,000 manne trek saam, en die Here sê vir hom, dis te veel. Hy sê, nee, ek het nie so baie ouens nodig, jy het nie so baie. Laat die wat vrouens het en goed, laat hulle huis toe gaan en baie ouens gaan huis toe. Ek kan onthou wat die presiese getal is, maar op die ander vandag is daar nog 1000 soldate wat reg is om oorlog te gaan voer, en die Here sê vir hulle, nee, Gideon, laat die manne gaan water drink. En hulle gaan drink water. En hy sê, sien jy die ouens wat so water drink? Kies net hulle uit. 300. Almal wat anders te water gedrink het as die res, is die manne wat die Here gebruik het, om vorentoe te gaan en oorlog mee te gaan hou. En die Here is in hierdie era besig om mense weer so op te rig, en hy soek weer mense wat anderste dinge kan raak sien, wat anderste dinge kan sien en kan doen, sodat sy mense kan vrykom uit godsdienstige strukture, sodat sy mense kan vrykom van jou denke wat jou oorheers, sodat jy ten volle sy glorie kan ontvang, ten volle sy glorie kan ervaar in jou lewe. En die oomblik wat jy vry is, kan die duiwel jou nie meer keer nie. Want jy sien, ons behoort eintlik nog voor ons geskaap is, behoort ons reeds aan God. Jy weet, hy ken jou nog voor jy in jou moedersbaar gevorm is. Hy ken elke haar op jou kop, jou naam is op sy handpalms gegraveer. So God ken jou, want jy behoort aan hom. Jy is sy eiendom. Maar ons gaan verlore.
Hoekom gaan ons verlore? Want die wêreld, die owerste van hierdie wêreld voer 'n oorlog teen ons, 'n geestelike oorlog wat ons wegvoer van die ewige lewe af. Die oomblik wat daai gemors uit ons lewe uitgesny word, ontvang jy die Here Jesus Christus op 'n nuwe dimensie, op nuwe vlakke en jy's vry. Jy's vry om hom te dien, jy's vry om sy naam groot te maak en jy's vry om die koninkryk van God met jou eie oë te kan sien hier op aarde terwyl jy nog lewe. Johannes 3 sê die Here vir Nikodemus, as jy die koninkryk van God wil sien, en hy bedoel nie sien wanneer jy doodgaan nie, sien wanneer jy hier op aarde lewe, word net wedergebore kind van God. Laat jou gees net wedergebore word en dan kan jy my koninkryk sien. Jy gaan my koninkryk kan waarneem. Gaan deur die badbad, sterf, doen hy afsterwe van Jesus Christus. Gaan onder en laat die oue doodgaan en word die nuwe word weer gebore. Wat sê die Here vir ons? Jy kan nie die koninkryk van God sien as jy nie wedergebore is nie. Jy kan nie die koninkryk van God sien as jy hierdie laste en saam met jou sleep nie. En dit bring ons nou by ons tema vandag, die juke wat jy saam met jou dra. En ek gaan vir ons lees uit Matteus 11 vanaf vers 28. Amper sit ek nou my tablet af, want ons nou weer 'n halfuur gestaan. Hoor wat sê vers 28. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. So, Matteus hoofstuk 11 vers 28 bring die Here 'n uitnodiging aan elkeen van julle. Hy sê, luister, as jy moeg en oorlaai is, lam en tam, kom na my toe. So in Matthew invitation it says, listen, if you're tired, if you can't do it anymore, come to me. I'm inviting you to come to me. Die Here nooi ons uit, kom, almal. En dis waar die ding kom van ons die Here gebruik as 'n spaarroute, want ons almal gaan na die Here toe, maar wat gebeur daarna? Na die Here ons help, na ons uit die moeilikheid uit help, dan val ons weer terug en ons gaan weer terug na ons ou weë toe. Ons gaan terug na die bekende toe. Want om saam met hom te stap, beteken dat ons moet saam stap in die unknown. Jy weet, toe die Here saam met my begin stap het, dit is eintlik nogal erg, want ek saam met pastoor Gert, hy is al 9 jaar in die bediening, so hy weet alles, ek weet niks, en hier kom die Here en hy sê vir my, nee, dit is wat in die woord staan, jy moet dit gaan preek, en dan dink ek myself, genade, maar dit staan nie regtig daar nie, nou Here, wat gaan Gert nou van, pastoor Gert nou van my dink as ek nou so begin praat? Jy weet, ek het nie geweet daar is rema nie, ek het nie geweet daar is 'n geestesdimensie waar die Here vir jou 'n woord gee op dit wat in sy woord staan nie. So ons het nie hierdie goed verstaan nie, ons het nie daarvan geweet nie, maar gehoorsaamheid sluit vir die deure oop. So nou sê ek van alright, wel as hy nou my maar fire, ek staan net die appie, so as dit nou maar alright, dan gaan ek gaan dit nou maar doen, jy weet, ek gaan gehoorsaam wees. En dan doen ek dit en dan preek ek en dan sê hy niks na die tyd en dink ek, okay. Ons sal nou maar volgende keer sê ek is nou deur my toets. Ek is nie gefire nie, dankie. Jy weet en die Here het maar 'n sin vir humor want hy plaas my saam met pastoor Gert, maar hy plaas ons daar in 'n kerk wat letterlik 'n godsdienststruktuur het wat verskriklik erg is, soos jy net 'n klein bietjie oor die tyd gepreek en ons in die moeilikheid. Ek het 2 keer al gepreek en ons elke keer in die moeilikheid gewees. Na die tyd baie complaints. Ek wil vir julle sê as jy wil complain sommer direk na my, ek sal vir Gert gee of dalk nie. So baie mense het gekla oor my wat so lank praat en so baie praat. Ons eers begin, ek meen, kom aan, ons kan nie die Heilige Gees stop en beperk nie. Hy kan nie in 'n uur werk nie, dis onmoontlik. Hy het tyd nodig. Ek praat met Koos nou en ek sê vir hom, Here, wys ons, wat gaan ons verander? Ek gaan jou sê wat gaan jou verander. Jy moet in die teenwoordigheid van God in beweeg om verander te word. God se teenwoordigheid verander jou. En dankie vir COVID-19. Ek en Koos is elke donderdag by mekaar. En ons sit ons van 11:00 en dan tot laat in die aand, maar hier teen 5:00 sny ons af. So van 11 tot 5 sit ons en ons praat oor die Here, ons gesels oor die Here en ons berei voor vir die geselsprogram. En ons besef nie dat die teenwoordigheid van die Here is eintlik besig om vir my en Koos te verander, radikaal. En hier na die 18de of die 19de episode, toe begin daar dinge daar te gebeur in my huis wat skrik vir niks. En ons bekom, en die Here wys vir ons waarmee hy besig was. En ek meen om julle idee te gee, ek nooi verander hy uit en ek sê kom, join ons nou maar een donderdag. En hy kom daar die donderdag aan en hy is nooit weer dieselfde gewees nie. Andrei, die Here jou verander. Amen. Die Here verander hom. Ek het hom nie verander nie. Koos het hom nie verander nie. Net die teenwoordigheid van God wat hom verander het.
Hy dink anders, hy sien anders, hy ervaar anders. Hy het maandag of laas maandag geopen by die Bybelklas en sy opening was in 'n heeltemal 'n ander dimensie gewees. God se teenwoordigheid verander ons en ons moet meer as sy teenwoordigheid kom, ons kan nie, want ons pakkie wat vir ons gegee is, beperk ons. Ons kan net 'n uur lank aan hom afstaan. Ons het nie 'n dag meer nie. Ons kan dit nie meer doen nie. So hoe kan God ons verander as ons nie daai tyd het nie? Eers as ek vra, hoekom lees ons Bybel? Yes, like it. Hoekom lees ons Bybel? Ons is geleer om ons Bybel te lees in die oggend en die aand en die middag. Hoekom lees jy die Bybel? Jy lees die Bybel omdat jy 'n verhouding met God wil hê. Dis die enigste rede eintlik. Why do you read the Bible? You read the Bible to have a relationship with God. That should be your only reason why you read the Bible, not because they tell you to read it in the morning and they tell you to read it at night. You read the Bible because you want to be in a relationship with the living God. En van daai verhouding af sal jy groei, sal hy jou wys wat die weg is. Die Here Jesus Christus is die weg. Nie die pastoor hier voor nie, nie die kerk nie, Jesus, hy is die kerk. Jy is die tempel. En wanneer ons woord lees dit om die Here Jesus Christus met hom 'n verhouding. Nie omdat jy wil weet wat in Genesis gebeur het in Exodus en al daai goeters uit nuuskierigheid en dan jy 2000 vrae wat jy wil vra nie. Dis nie hoekom ons die Bybel moet lees nie. Die enigste rede is om 'n verhouding met hom te bou. So, die Here kom in Matteus 28, hy nooi ons uit. En dan hoor wat sê hy vir ons dan in die volgende vers. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. So die volgende vers, the next verse, he says, listen, take my yoke onto you, because with my yoke you will get rest. So die Here nooi ons uit, he invites us to come to him, and then he says, listen, take my yoke, put it on you. So wat gebeur? Dis 'n harnas. Dis jou harnas wat jy die hele lewe deur gaan trek. Hy sê, vat my harnas en sit my harnas op jou. So wat gebeur met jou harnas? Jy moet hom uittrek en jy gee hom vir die Here. En Jesus gaan met jou juk loop en jy gaan met Jesus se juk loop. Maar Jesus het klaar die prys betaal. Hy is klaarvry. Alles is klaar oorwin. So wanneer jy met Jesus se juk begin loop, loop jy in oorwinning. En al wat dit is 'n invitation. Kom na my toe, vat my juk. Wie van julle voel daai tensheid in julle skouers? Steek gou vir my hande op. Gooi julle hande. Here, wie kan ons? Kom gou vir my vorentoe. Miskien moet jy jouself olie. Kom gaan jy vir julle demonstreer waar God se woord. Kom ons raak ons slaaf. Is jy reg om jou juk vir hom te gee? Here, hier waar ek nou my hande lê, ek kom in die autoriteit van Jesus Christus, Here. Elke vesting, elke stronghold wat nou oop is, breek ons af in die naam van Jesus Christus, Here. Ons was hierdie gedagtes skoon met die heilige bloed van Jesus Christus, Here. Lord, take a yoke. Lord, give your yoke, Lord. We transfer it, Lord. Ons breek haar juk nou af in die naam van Jesus Christus. Ons breek haar laste af in die naam van Jesus Christus. Elke vesting, elke oop deur van die bose. Oop, breek nou in Jesus naam. Breek, jy's vry om die Here te dien, jy's vry om die Here te ontvang. Spirit of peace, come over, Here. Die denke woord aan ons, was die denke skoon die heilige bloed van Jesus Christus, Here, ons dank U, ons prys U daarvoor, Here. Heilige Gees, vul aan my vars vir brand wat skoon van binne af uit, Here. U maak vry, U is 'n vrymaak, Here. U sê dit voor jou, U seun vrymaak se hart. Ons dank U dat sy vry is. Ons dank U, Here, dat sy dit ontvang. Ons dank U, Here, dat sy U kan dien nou. Dat wag daar is nou skoon en oop is. Haar denke is vry om U te dien. Nie meer. Mag ons dit verskuldig, Here. Ons in die naam van Jesus Christus.
Hoe voel jy? Okay. Die woord van God moet gedemonstreer kan word, ons moet dit nie net kan preek nie. Want God het nie net, Jesus het nie net gekom en gepreek en gepreek en gepreek nie. Jesus het mense gekom en vrygemaak en aangeraak. Ons moet ons jukke vir die Here Jesus Christus gee. En ons moet nie bang wees om dit te doen. Ons moet nie bang wees om die onbekende in te beweeg nie. Jy weet, ons het laasweek die Here vir ons die deur oopgemaak, deur ons uit te stuur na die mense toe, want as die mense moet uitnooi om na vore toe te kom, dan gaan hulle bly sit. Want hulle is bang vir die onbekende, hulle is bang om vry te kom, hulle wil eerder daai klein tassietjie saam met hulle dra, daai juk op die skouer, dat die voel jy beter, voel jy regtig beter, baie beter, is die jukke gelig, amen, kom ons gee vir die Here 'n groot prys, sy, ons breek die jukke in die naam van Jesus Christus. Maar jy sien, die Here nooi jou uit, jy moet uitkom na vorentoe. En baie van ons is so bang vir die onbekende. We are so afraid for the unknown that we would rather sit and keep what we have and go home with what we have. And it's not from Jesus, it's from the devil. But we'll take it with us to home and we'll bring it back next week Sunday. En so gaan dit aan, dag na dag na dag. En ons kom nooit vry nie. Ons kom nooit vry nie. Ons bly gevangene van ons lewensomstandighede. Dat ek vir hulle sê, vryheid in Jesus Christus beteken, jy het nie 'n sent in jou rekening nie, maar jy het nog steeds die blydskap en die vrede hier in jou hart. Want God kan jy nooit verloor nie. En jy kan, daar's nie 'n prys wat jy kan betaal om hom te kry nie. Hy's verniet. Amen. Maar wanneer hy in jou hart woon, is lewensverandering. Jy sien kans vir alles. Jy weet, en dis 'n verlore, dis 'n ding wat verlore raak, soos ek sê, ons demonstreer nie meer die woord van God nie, ons praat van jukke, en ek kan nou oor gepraat het, en julle vertel het, julle moet nou julle jukke vir die Here gaan gee, en dan gaan julle nou 'n hele maand lank sukkel, om uit te figure hoe om dit te doen, en van julle gaan dit reg kry, en ander gaan dit nie reg kry nie, en die geheim is net dat, dit het begin deur dat ek my lewe vir die Here moes gee, en dat hy my moes lei, om die koninkryk van God te sien, maar dit wat ek kan sien, is daar vir julle almal om te sien, want ek is nie meer spesialer, as enigiemand wat hier voor my sit nie. Niks maak my spesiaal nie. Dis die Heilige Gees, dis die Here wat vry maak, dis die Here wat genees, dis alles hy wat dit doen, en hy is bereid om dit enigiemand te werk. Ons moet net bereid wees om sy teenwoordigheid te kom, ons moet net bereid wees om op te staan, vorentoe te beweeg en te sê, Here, hier is ek, neem my jukke, en Here, gee my u jukke, want ek met u jukke vorentoe loop. En dan sal ons 'n rustige lewe vorentoe hê. Jy sê maar, dit raak verlore. En ek wil hê dat ons moet dit verstaan, dat dis nie maklik wat ek nou hier sê nie. Neem, gee jou jukke vir die Here, vat sy jukke. Dis nie so maklik nie, want jy weet nie hoe dit werk nie. Jy sien, dit bly 'n geheimenis vir baie van ons, omdat ons nie daai kennis ontvang het nie. Nou, dit beteken nie dat jy nou nie gered gaan word of nie vry gaan word nie. Hoe baie van julle het vry geword, julle het julle hande opgestaan, die Here maak jou vry. Dit gaan oor wat gaan in jou hart aan en wat glo jy? Is jy regtig reg om op te staan? Want die Here ken jou gedagtes en hy ken jou hart en hy sê in Hebreërs 4:12 dat die woord is 'n tweesydige swaard wat ek gaan die eerste stuk skiep, maar die laaste stuk wat sê wat jou hart gaan beoordeel. Jou hart word beoordeel met die woord van God. So dit wat in jou hart aangaan is wat God kan raak sien. En Petrus kon dit ook nie reg kry nie in geloof nie. Hy het ook gefaal. Hy het gesukkel. Buite die feit dat hy die Here verloon het. Koos, kom gou vir my. Ek gaan gou 'n demonstrasie. Staan gou vir my daar. Julle ken die verhaal. Petrus is op die skip en almal is op die skip en dan sien die Here Jesus Christus in die verte aan. So, jy's Petrus, jy sien die skip en nou sien jy die Here hier staan in die ver. Die Here Jesus het aangeloop gekom na hulle toe. En hulle het geskrik. Hulle het gedog, "Jo, dis 'n spook." Dit was vir hulle 'n verskriklike storie want hier loop 'n ou nou op die waters. En Petrus sê, "Here, is dit regtig jy is? Sê vir my, dan kom ek na u toe, dan loop ek op hy." En die Here sê, "Ja, dis ek. Kom Petrus." En hy het hoeveel tree gegee? Dalk 1, dalk 2. Kyk, 2 tree, stop. En toe sink jy. En toe wat doen jy? Wat doen Petrus? Okay, nou waar's die Here? Hier staan die Here nog. Daar's Petrus. Steek jou hand weer uit. Dis ver. Maar ewe skielik is die Here by Petrus. En hy sê, daar's hy. En hy help vir Petrus. Wat wil ek vir julle demonstreer? Maak nie saak wie of waar jy is, wat jy verhouding met God is, die oomblik wat jy hom gaan roep, die oomblik wat jy hom gaan nodig kry,
en jy erken dat hy jou gaan kan help uit jou onmoontlike situasie, dat hy jou gaan kan vrymaak, steek jy jou hand uit. En hy is onmiddellik daar. Hy is onmiddellik daar. En ek wil dit daar stop. Ek wil nie verder aangaan nie. Heilige Gees sê ek moet stop. Anders gaan ek julle lang besig hou. Nee, ek speel net. Om baie meer te leer, ons moet julle te leer om juke te breek, beveg dat ons nou nog 2 of 3 dae moet daarop spandeer, en dan word jy geleer, en kom openbarings, en dis waar Woensdae aankom, waar jy hierdie goed gaan leer, en met dit, het ons besluit, of die Here het vir ons besluit, dat ons Donderdag se teenwoordigheid na Woensdae gaan begin vat, van die 30ste. Van die 30ste, dis Woensdae, dis eerste Woensdag, gaan ons weer by my huis by mekaar kom, lockdown level 1, klokreël is gebreek, so ons kan bietjie langer aangaan. As jy tyd het op 'n Woensdag, ons sal dit op die groep sê, dan kom jy en kom kuier. Dit gaan by my huis wees, en ek bly nou net die ander kant, omtrent 1 kilometer hier van Pastoor Gert, dan 'n bietjie nader aan die dorp. Dan kom ons by mekaar, in daai atmosfeer wat klaar geskep is, ons gaan die Here groot maak, sy naam aanbid, en dan gaan ons julle 'n bietjie leer, en bietjie verder koop, om self ook die koninkryk nie net raak te kan sien nie, maar te kan ontvang, deel te kan maak van jou lewe, sodat jy kan vry wees. Sodat jy kan vry wees om hom te kan dien. Want wat hou ons terug die meeste van die tyd? Dis ons omstandighede, ons struggle om vorentoe te beweeg. En dan gaan ek vra, ek gaan dit ons verdaag, maar almal van julle wat nog juk op julle skouer het, daai, kom, ek gaan julle uitnooi, kom na vore. Dan breek ons dit, dan gee ons dit vir die Here, dat Jesus dit vir julle vat. So, die keuse is joune, die uitnodiging in die woord staan vas. Die Here sê, kom na my toe, kom vat my juk, want my juk is lig. So moenie jy loop, voordat daai juk nie vir die Here gegee is nie. Laat ons jou daarmee help, laat ons die Here vra, intree vir jou in gebed, want waar meer as 2 van ons saam staan in gebed, is daar krag. En laat ons vrykom. En laat ons vrykom. En die gedagte vir hierdie week is dat, kom ons fokus op Johannes 8 vers 36, wat sê, wanneer die Seun jou vry maak, sal jy werklik waar vry wees. Sodat ons dit kan laat insink by ons, dat ons weet dat Jesus maak ons vry van ons siektes. Jesus maak ons vry van ons omstandighede. Jesus maak ons vry van die wêreld. Die prys is betaal. Ons moet dit net ontvang, ons moet dit ons in maak. En wanneer die Jesus praat van vryheid, en dis hoekom gaan lees daai vers. When the Son sets you free, you will be free indeed. Daar's nie van as die Seun jou gaan vrymaak, gaan jy nog sukkel en sukkel en sukkel nie. Dan die Seun jou nog nie vrygemaak heeltemal. Kom by Jesus. Sê Here, hier is die woord, ek staan op jou woord. Dis 'n belofte. Hy sê, as U my vrymaak, gaan ek vry wees. Klop op daai belofte aan daai deur en die Here sê hy sal oopmaak. Klop en ek sal vir jou oopmaak. Maar kom dat ons vrykom, sodat ons sy naam kan verheerlik, sodat ons sy naam kan groot maak. Amen en amen. Kom ons staan en buig ons hoofde. Koos, kan ek vir jou vra om af te sluit? Ek is so. Kom ons raak stil. Maar Vader, Here, dankie vir die openbarings wat ons weer vandag ontvang het. Dankie vir die leiding. Dankie dat U ons wys. Dankie dat U ons leer. Dankie Here vir die teenwoordigheid vandag. Ons kon duidelik voel dat U hier is. Ek wil vra dat U saam met elkeen sal gaan waar ons U verdaag en dat U die hand van beskerming oor almal sal hou, dat hulle veilig by die bestemming sal uitkom, sonder enige probleme, sonder enige ongelukke, sonder karre wat gaan staan langs die pad. Ons dank U daarvoor, in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. En is welkom om te gaan koffie kry daar.